groet ook ons vriende wat inskakel op die internet. Mag jy ook, daar waar jy is, en of dit nou Sondag is, of dit nou anderste is, mag jy ook daar 'n besondere ontmoeting met die Here hê. Ook u daar in die huis, as u na hierdie boodskap luister, mag Jesus ook vir u elkeen, ooms en tannies, kom seën. As jy die Bybel by jou het, kan jy gerus die Bybel oopmaak by 1 Korintiërs, die 11de hoofstuk. Broers en susters, ek wil die gedeelte vir ons lees. 1 Korintiërs 11 vers 17. Hoor wat staan hier, is 'n gedeelte wat gaan oor die nagmaal. Dit is Paulus wat aan die woord is. Dit is, hy skryf dit vir die tweede generasie Christene. So, Johannes, Jakobus, Petrus was die eerste generasie net na Jesus, die disippels. Hulle het uitgegaan en die woord versprei. En dan kom daar mense tot bekering, dis die eerste generasie Christene. As Paulus begin praat, as Paulus sy briewe skryf hy dit vir die tweede generasie Christene. Hulle is al so eind weg, dis so, hierdie brief lyk my so in 55 na Christus is dit geskryf en uitgestuur. Vers 17. Nou dat ek besig is om voorskrifte te gee, sê Paulus, daar is dinge wat ek nie prysenswaardig vind nie. As dinge wat Paulus sê, hy hou nie heeltemal af van. Dit is dat julle samekomste eerder kwaad doen as goed. Wat my hinder, is dat daar, soos ek hoor, verdeeldheid onder julle is, wanneer julle as gemeente saamkom. En gedeeltelik glo ek dit ook. Daar moet trouens partyskappe onder julle wees, sodat dit bekend kan word wie van julle die toets kan weerstaan. As julle dan as gemeente saamkom, is dit nie meer die nagmaal van die Here wat julle vier nie. Want by die gemeentelike maaltyd eet elkeen gou sy eie eetgoed, met die gevolg dat party honger bly en party te veel drink. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of het julle nie eerbied vir die gemeente van God nie, en wil julle die armes verneder? Wat moet ek vir julle sê? Moet ek julle prys? Hieroor prys ek julle beslis nie. En dan kom die gedeelte oor die nagmaal. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waaraan hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het hy dit gebreek en gesê, dis my liggaam, dis vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. So, onthou as julle dit gebruik, wat ek vir julle gedoen het. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Onthou, elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle, is julle binne God se plan, getuig julle, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Vriende, die nagmaal bly maar in die kerk van Christus 'n baie spesiale geleentheid. Moet nou sê 'n hoogtepunt. En as jy so 'n bietjie ingaan in die geskiedenis van Ribbersdal NG Kerk, hier by ons nou vanoggend sit, dan is dit baie interessant as jy die geskiedenis lees en jy kyk by ons kerksaal sit. Julle weet mos nou waar ons kerksaal sit. Toe die kerksaal in 1906 gebou is, het hier nog 'n ou kerkgebou gestaan wat afgebreek is in 1908 en gebou is dat hulle hom ingewy is in 1909. So op daai stadium dan was dit die kerk staan al van 1909, toe was ek reeds dominee hier gewees. Nee, heeltemal nie, maar dit voel so lank. Hy staan al van 1909 af in die kerksaal daar. Hier was die spasie tussen die kerk in die kerksaal. En letterlik het die mense vir 'n naweek gekom. Hulle het die spasie gelos, sodat daar mense met hulle perdekarre en ossewaans kon uitry, kon inry
uit die buitewyd uit. Hulle het kom kamp vir die hele naweek hier, en 'n voorbereidingsdiens, en doop, en katekese, alles het op daai naweek gebeur. Een keer 'n kwartaal. Dit was 'n groot naweek vir Riversdal. En dan het hulle die Sondag ook nagmaal gebruik. 'n hoogtepunt in die kerk. Ek dink ook vanoggend wil ek sê, vir ons as gemeente 'n hoogtepunt. Ons is nou so 'n maand lank besig, so 'n bietjie langer as 'n maand met die tema God se plan vir jou lewe. Wat is God se plan met jou lewe? En ons kom vanoggend aan die einde van ons reeks. En ek wil sê, aan die einde wat ons die tekens gaan gebruik en onsself herverbind, hercommit, tot ek wil deel wees van God se plan. Die Here het in hierdie maand, ek noem sommer net 1 of 2 van dit wat ons geleer het. Onthou julle die oggend wat ons gesê, en die was 'n paar van julle op manne, wat ons gesê, ons moet die bal aangee. David wat na Salomo toe die bal aangegee. Ek en jy wat die woord het, wat die verlossing het, en ons moet die bal aangee. Vrede, dit gaan nie aan. En ons het vir mekaar gesê, daar met die ryk jong man, waar Jesus vir die disippels sê, wat vir die mense, Matteus 19 vers 26, wat vir die mens onmoontlik is vir God moontlik. Is vir God moontlik om jou as deel van sy plan in die skool, in jou werk, by die tehuis te gebruik. Hy wil ons gebruik. Ons het vir mekaar gesê, waar Sadrag, Mesach en Abednego gekniel het, nee, bly staan het toe die res gekniel het, excuse. Bly staan. Moet ek en jy staan vir die Here, en ons volgende week kom staan vir die Here, kom staan vir wat ek glo, en is maklik om hier te staan, maar kan jy in die skool bly staan? Al kniel almal, maak almal anders. Kan jy in jou werk die besluit neem om te sê, al maak anders, almal anders, loop ek die regte pad, te bly staan. As jy nou so 2 sondae terug, die rafel, ons gesê, het gaan aanhou, en die aanhou groei, die groei van Christus, van 'n baba na die kruis, na die koning, en ek en jy wat geestelik, elke dag, en ook vanoggend hier, geestelik kom groei. Ons het hierdie reeks begin met daai lied, wie sal hy stuur? Wie is gevul met sy heilige vuur? Wie kan hy vertrou? Wie sal sy naam hoog hou? En ons het daai oggend gesê, as jy staan in hierdie lied sing, dan moet jy dit gaan leef, dan moet jy dit gaan doen, dan moet jy sê, Here, stuur my. Waarmee is jy besig? Jy gehoor? En is jy daar in jou werk, in die skool, en in jou gesin besig met dit? Ons kom herinner vanoggend, by die hoogtepunt, by die afsluiting, herinner ons mekaar daar. Dankie vir julle, wat regtig met 'n stuk getroue in die gemeente en in die gemeenskap die Here dien. Ons het die voorreg gehad by al ons hoërskole om in hierdie tyd wat ons besig was met hierdie God se plan, het ons die nuwe, laat sê in kerklike terme kan ons sê die nuwe kerkraad van Oudtshoorn en die nuwe kerkraad van Langehoven bekend gemaak. Die Agape groep en die Koinonia groep. Daai leiers in ons skole, daai 20, 25 jong manne en jong dames wat gesê het, ek staan op en ek is bereid om in my skool, dis 50 jong mense wat bereid is om op te staan en te sê ek wil binne God se plan lewe. En ons as volwassenes, ek wil dit nou verskriklik ding sê, ek sukkel om ons kerkraad vol te kry. Ons het te veel kinders by Langehoven, ons het te veel seuns by Oudtshoorn wat deel wil wees daarvan. Maar die volwassenes in ons kerk, ons sukkel om die leiers in ons kerk, in ons wijk, in ons kerkraad vol te kry. Mag die Here vanoggend vir jou kom oortuig om te sê ek wil my hand opsteek. Ek gaan nog later sê hoe ons dit gaan doen. Ek en jy is deel van God se plan om sy teken, sy kruisdood, om dit uit te dra.
Ek het 'n aangrypende storie raak gelees die week. Miskien ken jy dit, miskien het jy nog baie daarvan gehoor. Jy kan dit gerus bietjie gaan Google en dan gaan jy die verhaal ook op die internet kry. 'n Aangrypende verhaal wat plaasvind wat eintlik so die hoogtepunt van die verhaal was Oktober 2016. Oktober 2016 in die noordweste van Ierland het daar 'n vliegtuig gevlieg en een van die passasiers van die vliegtuig het by die vliegtuigvenster uitgekyk en hierdie gesien. Kyk gou mooi. Dit is 'n omgewing waar daar dennebome staan. So ons kan baie maklik sê dis soos ons hier na Garcia se kant, 'n omgewing waar daar dennebome staan. Maar toe die vrou by die venster uitkyk, toe sien sy in die middel van hierdie plantasie is daar met bome 'n kruis uitgebeeld. Daai kruis moet omtrent so groot soos 'n rugbyveld wees. En hulle sien dit en daar het baie mense daar verby gevlieg. Daar bly baie mense in daai omgewing, maar dis die eerste keer dat hulle dit so sien. En toe het hulle begin navraag doen en navorsing doen, wat gaan presies hier aan? Die storie agter die kruis. Die storie agter daai groot kruis in hierdie bos het begin rondom 2001. Die draai. 2001 was daar 'n bosbouer, 'n Ierse bosbouer in daardie omgewing, Liam Emery. Liam Emery was die bosbouer in 2001 en hy het hierdie plantasie aangeplant. En haar fyn het hy uitgewerk dat daar hierdie verskillende bome in hierdie plantasie geplant moet word. So hy moes baie moeite gedoen het met klein boontjies wat hy daar geplant het. Die verhaal loop so, Neelies en jy gaan nou die beste daar weet van plantasies en bome in Barry Baas of Barry's en Barry's by die kruis. Maar dat die buitenste deel van die plantasie is immergroen dennebome. So hulle verloor glad nie in die herfs of in die winter hulle naalde nie. Hulle bly die hele tyd so groen. Maar die gedeelte wat die kruis vorm is 'n ander tipe denneboom wat in die herfs, onthou nou die noordelike halfrond is herfs, September, Oktober, wat in die herfsttyd sy verkleur die dennenaalde en val die dennenaalde selfs af en dan vorm dit hierdie kruis. Ongelukkig, so hy het dit uitgewerk in 2001. Hy het hierdie klein boontjies geplant. In 2010 is Emery oorlede. Hy was in 'n ongeluk, breinskade en hy is oorlede. Sonder dat hy die verhaal vir enige iemand vertel het. Op daai stadium was dit nie sigbaar gewees nie. Want die boontjies moes eers ontwikkel. Eers 15 jaar later, 16 jaar later, in 2016 het die bome so ontwikkel dat hulle uiteindelik die middelste deel dat hulle in die herfs sy naalde verkleur het en dat mense van bo af, jy kan ook nie as jy in die bos loop dit sien, maar dat mense van bo af hierdie effek in die bos, hierdie stuk getuienis in die bos, hierdie kruis in die bos kon sien. Bosboukundiges sê dat hierdie kruis vir ten minste nog 60 na 70 jaar sigbaar sal wees vanuit die lig in hierdie bos. Emery het 'n plan gehad. Ek vertel vir jou die storie om iets geestelik ook vir jou te kom oor tekens oor die kruis en vir jou geestelik ook te kom motiveer om binne God se plan te wees. Emery het 'n plan gehad in 2000 en 2001. Toe hy die boontjies geplant het, haar fyn, het hy uitgewerk hoe hulle moet staan, waar hulle moet staan, watter bome moet staan. Hy het 'n plan gehad. 'n Plan wat hy dalk by die Here gehoor het. 'n
plan wat hy bereid was om nie net te droom nie, maar om uit te voer. Stil en op sy eie, sonder 'n groot pohaai. Die verhaal loop self so dat 2016, toe die mense dit sien en uit 'n vliegtuig uit foto's begin neem daarvan, het hulle dit vir Emery se vrou, Norma, gewys, en Norma het gesê, sy weet niks daarvan. Hy het nooit daai droom met haar gedeel. Hy het dit so stil gehou, dat hy gesê het, dit gaan nie in elk geval nie, hoef nie oor haar te gaan nie, hoef nie oor my te gaan nie, dit hoef nie oor ons gesin te gaan nie, maar dit moet 'n getuienis wees, wat ander mense se lewens aanraak. Hy het 'n plan gehad, hy het dit uitgevoer, hy het dit stil uitgevoer. Hy het nie, wat sê Jesus? Jesus sê, die linkerhand moenie weet wat die regterhand doen nie. Ons moet dit wat ons vir die Here wil doen, wil sê, wil getuig, moet ek sê, maar ek gaan dit stil doen. Dit moet God verheerlik. Dit mag nooit oor myself gaan nie. Ek hoef nie op die straathoeke te gaan staan en lawaai maak en sê, kyk na my. Ek hoef nie van die dakke af te skree sodat ek geëer word. Maar in dit wat ek en jy in jou skool, in jou werk, by die huis, in jou gesin doen, moet ons sê, Here, het 'n plan met my. Here, ek wil dit uitvoer. Here, ek wil dit so doen dat dit nie my verheerlik. Baie keer, broers en susters, plant ons bome. Saai ons 'n saadjie en 'n kind en iemand langs die pad, iemand wat jou pad kruis, saai ons 'n saadjie, plant ons 'n boom in daai persoon se lewe en dalk kruis jou pad nooit weer by daai persoon. So dalk sien jy nooit weer of daai boom gaan vrugte dra nie. Emery het nie die vrug van sy arbeid gesien. Hy het self nooit gesien of dit 'n sukses was of nie. Hy's lank voor is hy oorlede. Maar hy het 'n nalatenskap agtergelos. Emery het nie die erkenning, hy het nie erkenning gesoek nie, hy het nie 'n medalje gesoek nie. Ons wil baie keer goed doen en dan wil ons sê, maar ek soek daarom 'n klop op die skouer. Ek soek daarom 'n medalje. Ek soek daarom 'n balkie. Ek soek daarom dat mense dit sal sien, maar dan lyk dit vir my, in dit wat ek en jy binne God se plan doen, moet ons sê, ek doen dit vir God, ek doen dit nie vir mense. Ek doen dit nie vir erkenning. Hy het dit oor 'n langtermyn beplan. Ons wil baie keer ons lewe, vriende, broers en susters, kinders, ons lewe in hierdie kitsmentaliteit. Wil 'n blikkie kos bepak, opeet, weggooi, klaar. Ons lewe in 'n kitsmentaliteit. Dinge moet vinnig gebeur, en as daar nie iets gebeur nie, dan gaan dit aan, dan is ek nie verder daarbey betrokke nie. Ek wil hê my kind, ek wil inbou in my kind se lewe, my kind moet hard werk vir sy akademie, dis goed, jy moet hard werk vir akademie, maar my kind moet hard werk vir sy akademie, dan moet hy die sertifikaat kry, dan gaan ons aan. Hy moet hard werk in sy sport, ek moet hard werk in my werk, en dan wil ek aan die einde van die jaar my bonus hê, en dan sê, yes. As ek na Emery se lewe kyk en dit wat hy gedoen het, het hy 'n langtermyn belegging gehad. Hy het daai bome geplant sonder dat iemand weet. Stil dit gedoen en gegaan voordat iemand dit kon sien. Maar die vrug van sy arbeid kan ons vandag kom sien. 20 jaar terug het dit begin. 20 jaar terug het 'n man begin met 'n plan om binne God se plan te wees. Nie 20 jaar nie, maar broers en susters, 2000 jaar terug was daar 'n ander kruis. Was daar 'n ander man. 'n Ander man wat 'n boom geplant het. 'n Ander man wat 'n saadjie kom saai. 'n Ander man wat in stilte gelei. 'n Ander man, Jesus Christus, wat bereid was om vir my en jou in ons plek die prys te betaal. Die tekens het ons vanoggend hier voor ons. En dis na hom toe
wat ek en jy ons lewens moet wys. Dis na hom toe as ek en jy sê ek wil binne God se plan wees. Ek wil ook 'n saadjie saai, ek wil ook 'n verskil maak in mense se lewe. Dan moet ek sê ek wys na sy kruis. Waar dit begin, as ons praat oor nagmaal, as ons na daai kruis van Emmery kyk, dan het ons gesê dis hoe dit geloop het, dis waar dit begin het. As ons kyk vanoggend na die kruis, na die tekens van die kruis, waar dit begin het. Kyk na hierdie vers. Die eerste nagmaal. Dis waar dit begin het. 2000 jaar terug. Jesus en sy disippels, die 12 manne, daar in die hoofvertrek in Jerusalem. Dis waar dit begin het. Waar Jesus en sy disippels saam was, nie om die nagmaal te vier nie. Hulle was saam om die Pasga van die Ou Testament, van die Jode, omdat God hulle vrygelaat het uit Egipte uit, verlos het uit Egipte uit, het hulle die Paasfees, die Pasga gevier en gedink aan die verlossing. En terwyl Jesus en sy disippels daar saam is, in die boventrek, net voordat hy gevange geneem word, dan sê Jesus, en terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet, dis my liggaam. Jesus vat daai tyd die brood en hy sê, kyk na hierdie brood, dis my liggaam, dis vir jou. En dis die eerste keer wat na die brood op daai manier verwys word. Toe neem hy die beker. En nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hy sê, drink almal daarvan, want dis my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word, en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes, tot verlossing, tot vrymaking, en nou is dit nie meer die Pasga nie, nou is dit nie meer die Jode nie, nou is dit Christus. Dis die eerste keer dat daar ooit 'n nagmaal gebruik is, Jesus, met hierdie 12 manne. Ja, daarna word hy gevange geneem. Daarna sterf hy aan die kruis. 3 dae later staan hy op uit die dood en hulle sien Jesus het oorwin. En dan word die disippels hulle gevul met die Gees. En dan as hy gevul word met die Gees, dan kan ons na die tweede nagmaal kom. Dis die eerste Christen. In Handelinge, as die disippels die Heilige Gees ontvang, dan preek Petrus. En as Petrus preek, dan kom daar 3000 mense tot bekering. Nou is daar 'n groot groep mense wat glo in die kruis en in die opstanding van Christus. En dan staan daar, wat het hierdie eerste Christene gedoen? Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom. Dis waar die woord was. So dat elke dag was hulle besig met die woord. Elke dag besig gewees met die woord. Hulle het van huis tot huis 'n gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle het by geleentheid na mekaar se huise toe gegaan en dan gesê, maar nou onthou ons wat Jesus vir ons geleer het, daai nag van die Pasga. Nou onthou ons dit. Nou vier ons saam die nagmaal. Hulle kos met blydskap en alle eenvoud geëet en God geprys. Dis die eerste generasie Christen. En dan die tweede generasie wat ons in die begin van die diens gelees het. Dit wat Paulus skryf. As Paulus sê, julle moet pas op hoe julle nou besig is. Julle moet kyk, is julle nog binne God se plan vir jou lewe? Is julle nog binne God se plan in die nagmaal? En dan sê hy, elke keer, as julle hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, wat doen julle? Dan is julle besig om te verkondig. Dan is julle besig om te vertel. Dan is jy besig om te sê, ek glo. As ons vanoggend die tekens voor ons het, as jy as ma, as pa, as oom en tannie vir hierdie kinders vanoggend gaan vertel van die nagmaal, as jy besig om te vertel, besig om te verkondig, as jy besig om te sê, ek glo. Maar broers en susters, daar buite is
is van mense wat honger is. As ek nou vanoggend hier gestaan het en sê, "Sjoe, nou is my bloedsuiker lekker laag. Ek gaan nie al vir my 'n koekie. Wie gaan vir my 'n koekie kan gee? Wie gaan vir my 'n koekie kan gee? Nee, sien dan een of twee hande. Nee. Julle sal dadelik kom en vir my 'n koekie gee, vir my 'n stukkie brood gee, vir my ietsie gee om te eet, dit wat jy saamgebring. Ek is honger of ek is dors, en jy kom en vir my gee. Maar broers en susters daar buite is mense om jou, mense wat vir jou werk, kinders wat om jou is in die skool, as mense wat ons pad kruis, wat honger is. En is my en jou verantwoordelikheid om vir hulle te vertel van Christus, om hulle honger, hulle geestelike honger te help stil. Daar's hierdie sendinglied Petro wat ons sing, en dan staan daar, wat van die kinders? Wat van die mense met hulle seer, sê die sendinglied? Waar is die liefde? As ons kyk na die wêreld, dan wil ons sê die wêreld wat honger na Christus. Waar is die liefde, Here? En dan sê daai lied, en ons het dit al baie gesing in die gemeente. Moet ek erken, dit lê nog by my. Moet ek erken, die tekens, die verlossing, die kruis, die hoop, lê nog by my. Ek en jy mag dit nie vir onsself hou. Jy moet dit in die skool, jy moet dit aan die mense wat jou pad kruis, jy moet dit aan hulle wat saam met jou werk en vir jou werk, moet hulle deel. Dis God se plan vir jou lewe. Praat gaan met ons as lidmate van ons gemeente. Ek stuur oormôre, stuur ek weer 'n WhatsApp uit. En in die WhatsApp gaan daar 2, 3, 4 goed wees waarop jy kan reageer as jy wil. En niemand gaan jou dwing nie. Jy gaan dit kry en jy gaan sê, maar goed, wat is God se plan met my? En gaan oorweeg in gebed met die Here. Maar mag jy, omdat die Gees met jou besig is, mag jy reageer daarop. Ons soek mense om in ons wijk, en dis ons groot behoefte op die stad, in ons wijk, 'n stuk versorging te doen. Om te sê, maar ek steek my hand op, ek sal in die volgende jaar na 1 of 5 of 10 mense om my, en daar waar jy bly, sal ek bietjie na hulle toe gaan, om net by hulle gaan kuier, hulle aangaan, hulle bedien met elke gebed. Ons soek mense wat sal help versorg in die gemeente. Ons soek mense saam met Marie, om vir ons kinders op 'n Sondag, by MT's, by MT, dit kom jou bedien. Ons het 'n groepie mense. Ons soek nog, ja, dit kan dames wees, maar dit kan ook mans wees, wat sê ek wil my hand opsteek. Ek wil op 'n Sondag bietjie help met MT's en MT. Ons soek mense vir volgende jaar, 3de een, om by Ouka, op 'n donderdag aand, ons seuns wat daar is, manne wat sal sê, vroue wat sal sê, ooms en tannies wat sal sê, ek steek my hand op. Ek wil kom help met ons oudhuiles op hulle katekisasie te gee. En die laaste ene, ons soek mense wat op 'n Sondag hier kan betrokke wees om 'n blommetjie. Is die blomme nie mooi nie? Ja. Jy moet kyk na hierdie rooi blom. Dis ongelooflik, maar ons soek mense wat sal sê, ons sal by die dierediens doen, ons sal help met die blomme, ons sal help by Petro Bo, by die voorsang, met die orkes, en ek gaan vir julle so dingetjies stuur, jy reageer op die WhatsApp, dan gaan so vormpie by die kerk, kantoor wees Woensdag, en volgende Sondag op die nagmaaltafel, waar jy kan sê, hier's my nommer, hier's my naam, hier's waar ek betrokke wil wees. Om jou asseblief aan. Amen.